Omdat ek 'n eskatoloog is ek bewus van wat besig is om plaas te vind rondom ons. Ons is in die hand van Jahwe, dit is God, en hy sê, niemand sal julle uit my hand uithaal nie, maar ons is ook nie stupid nie. Ons kan sien wat is besig aan die buitekant van hierdie hand te gebeur. En ons is deel van die gemeenskap. Ons gebruik bankkaarte, het sy 'n debietkaart, kredietkaart, selfoon, wat jy wil gebruik, 'n app of wat ook al. Ons gebruik hierdie goed vir ons bestaan. Al hoe lank? Alles vandag begin funksioneer met apps. Kry my boek Vasgevang in die Antichrist-sisteem. Ek het hier goed geskryf 26 jaar terug. Toe was mense nie eers bewus hoe dit gaan werk nie. En omdat ek hierdie kennis het, deur die Ruach HaKodesh, ek is niks spesiaal nie, ek is nie 'n profeet nie, ek is nie iets spesiaal nie, ek is 'n diensknegt van Jahwe, maar ek kan die woord lees en verstaan. Wat hy sê, ek openbaar my aan wie ek wil. 58 jaar studeer ek sekere goed, die eskatologie, navorsing en studies. Daai jare het mense van my gelag, het my uitgemaak as 'n half mal pastoor, maar ek wil vir jou een ding sê, ek is eerder vol mal vir Yahshua, as wat ek regtig stupid is. En maak asof dit nie bestaan nie. Daar is sekere goed wat ons nie kan wegwens nie, dis deel van ons menslike bestaan. Daar is vandag winkels wat glad nie kontant vat nie. Glad nie kontant vat nie. Ek gaan net sê, ek het by Checkers ingestap. By 'n nuwe Checkers daar by ons. En toe ek instap, toe sê, is daar 'n elektroniese bord wat sê, use your debit and credit card. Shortly we won't make any cash transactions. Dus rekenaars op 'n bord wat hy so rol, mooi in kleur. Gebruik jou debiet of kredietkaart, binnekort sal ons glad nie in hierdie winkel meer kontant hanteer nie. Vir jou veiligheid en vir ons veiligheid. Plaas dat ek my selfoon vat en dit afneem, ek dink nie op daai oomblik nie. Die volgende dag toe terug gaan, toe sit alles weg. Die bord wat daar was, die TV-bord wat daar was, alles is weg. Binne in Checkers. Die woord sê, toets elke gees en kyk of dit van Jahwe is. En dis hoekom ek hierdie goed getoets het, en ek agtergekom het, en as jy die video gaan aanvra, en jy gaan kyk na dit, gaan jy sien dat Donald Trump, wanneer hy hierdie goed lees, is hy nie eers bewus wat hy lees nie. En dit, die finale vredesverbond, hy him en hy hakkel, en hy die eerste keer in my lewe wat ek Donald Trump hoor hakkel het. En wat hy sê, I'm not sure, maar hy staan met die goed voor hom. Daai foto van Netanyahu en Donald Trump is gefotoshoot. So seker dat ek voor hierdie rekenaar sit vandag. Want nêrens op die internet kry jy enige iets wat sê Amerika het met Israel 'n vredesverbond gesluit nie. En wat die Palestynë en al die ander en dan al hierdie goed. Die nuusleser verduidelik nou ook dat Elon Musk, ek weet wie is Elon Musk? Die rykste man in die wêreld, sy internettegnologie, deel van die tegnologie van die Antichrist gaan uitmaak, wat moontlik is, omdat dit met rekenaars en microscopie implantings te doen het. Is Elon Musk die Antichrist? Iemand het nou die dag my gevra, Prof, wat dink jy, is Elon Musk die Antichrist? Is hy moontlik die Antichrist? Sê ek, dis onmoontlik. Ja, maar hy is die rykste man in die wêreld. Luister, dit maak natuurlik nie dat Elon Musk die Antichrist is of sal wees, omdat hy die rykste man in die wêreld is nie. Want dit is totaal en al onbybels. Soos wat Opa Bush, Shem Bush, Clinton, Obama, Yasser Arafat, Donald Trump, enige een, hulle kan nie een die Antichrist wees nie. Nie een nie. Ja, kom daar in die Botha, die NAR, ons hulle sê, die Antichrist gaan 'n Islam ou wees. Die Bybel sê nie so nie. Die valse profeet, Openbaring 13 vers 10, hy gaan die valse profeet, die Islam gaan die valse profeet wees. Kry my boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, daarom verduidelik ek jou so 'n bietjie oor die groen perd, in Openbaring 6 vers 7 en 8.
Volgens hierdie hele gesprek met oningeligte nuusleser was daar nie een keer wat hy na die Rooms-Katolieke paus of die Rooms-Katolieke kerk verwys het, terwyl dit reeds vir meer as 2000 jaar volgens die boek Openbaring en die Bybel bewys is. Die BRICS-kaart. Die BRICS-kaart wat nog hierdie jaar in Groot-Brittanje ingestel gaan word en ook later in Suid-Afrika ingestel word, sal gebruik word vir die koop en verkoop van enige vaste eiendom, jou finansiële status, jou gesondheidsassuransies en medies, jou bloedgroep, jou rybewys, jou reis oor see en elders. Wat reeds wêreldwyd aan gewerk word, is 'n digitale eengeldstelsel, wêreldgeldstelsel, 'n digitale, met ander woorde, crypto geldstelsel. As jy gaan kyk na my Prof Hannes se preke, daar het ek 'n hele uur preek oor hierdie geldstelsels. Gaan kyk daarna. Hierdie inligting en vele meer het ek Prof Hannes reeds 26 jaar gelede in my boek Vasgevang in die Antichrist van geskryf. Bekom hierdie boek en van my ander boeke voordat dit te laat is. Vryheid van spraak. Een van die grootste eienskappe in die Bybel is dus die vryheid van spraak, wat onmiddellik deur hierdie nuwe globale eenwêreldstelsel vernietig sal word. Ons het nou hierdie ding in Suid-Afrika waar hulle besig is die regering om dit deur te stoot, waar elke pastoor 'n kaart gaan kry, elke kerk gaan 'n kaart kry, hulle gaan beheer wees van jou kerk se finansies, jy gaan preke kry en ek wonder net of dit vir die ancestor spirit worshippers dieselfde gaan wees, en of vir die boeddhiste dieselfde gaan wees, en vir Islam die moslims dieselfde gaan wees, en vir die hindoes dieselfde gaan wees, of net vir die Christendom. Ek is nie 'n Christen nie, ek is ook nie 'n protestant nie, ek is 'n Jahwist. So hulle kan nie aan my vat nie, want ek behoort nie aan hulle nie. Nie een van hulle behoort aan die kerk of 'n denominasie nie. Nou wil ek net weet, gaan hulle dit vir almal doen? Wat is dit? Dis om die vryheid van spraak weg te vat. Ons lewe in die tyd wat verder gevorder is. Die skrif sê, om die mure van Jerusalem is breë mure, waar die wagters in die aand op die mure geloop het. Dan lê die ou binnekant, hulle het nie Rolex horlosies gehad en digital horlosies nie. Dan skree hy uit sy huis uit, wagter, hoe ver is dit in die nag? Dan kyk die wagters na die maane goed. Dan sê hy, die nag het ver gevorder, dis amper dag. Ek wil vir jou sê, die nag het ver gevorder, dis amper dag. Ons wag vir die ondertekening van die finale vredesverbond. Gaan kyk weer na daai grafieke van my stadig op jou eie tyd. Maak jou eie grafiek, trek hom, skryf hom om, teken hom. Ek het daai hele grafiek op is wat twee van my Bybelskoolstudente, Naomi en Rocco, vir ons gemaak het, wat jy op jou selfoon kan kry, soos al daai goed, ook die 70 weke van Daniël, die 490 jaar, 70 7-talle, dis alles, daar's 2 videoetjies op jou foon, wat in kleur alles het. So as jy sou belangstel om dit hê, kan jy my WhatsApp stuur, sê Prof stuur vir my die video oor die verbondsweek, of die 70 7-talle, of as jy die video wil hê oor hierdie gedeelte van die tekening van die verbond, dan moet jy my sê.